Goeiemiddag, ek hoop julle het 'n lekker oggend sover. So die naweek sit ek in 'n restaurant en ja, Saterdag was 'n bietjie van 'n storm geweest. Oral's reën en is koud en is nat. En daar was so 'n oomblik, dit was so 'n tydjie wat ek alleen gesit het en die kinders het gespeel en Hanno was op oproep geweest buite. En ek sit en ek kyk buite uit en dit reën en dit is koud buite en ek sit hier langs die vuur en ek kry warm en dit is so rustig en vrede. Die mense gesels en is vrolik, maar ek het so hierdie rus en vrede hier binne my. En ek voel net die Here sê vir my, dit is soos wie hy is. Hy is die een, die rus, die vrede, die warmte in hierdie storm. Want die storm is aan die gang, maar ek is warm en ek is rustig en dit gaan woes daar buite, maar ek is rustig hier binne. En dit is wanneer jy jou skuiling en jou hitte by die Here gaan vind, wanneer jy jou krag by hom gaan vind. So, die Here sê in James 4 vers 7 tot 10, draw near to me and I will draw near to you. So wanneer jy in 'n restaurant instap, of nie, jy kan kies, gaan ek buite staan met die sonbril, gaan sit op 'n stoep, en so bietjie van hierdie covering kry, en die reën en die wind kom nog steeds in, of gaan ek instap in die restaurant, gaan ek gaan sit in die hoekie, of gaan ek gaan sit by daai warm vuur. Elke liewe dag kan ons kies, hoe wil ons hierdie dag hanteer? Gaan ons hier buite staan en chat, lekker, of gaan ons ingaan na die Here toe, en daar waar ons hulp en ons krag vandaan kom. Die Here sê in Jesaja, gaan ons deur die waters, hy sal by ons wees. Hy is by ons in die storm, maar waar kry ons krag vandaan? Gaan ons eie vuurtjie buite gaan maak, en ons eie ding gaan doen, en so nou en dan hoor jy die woord van binne af. Jy hoor dalk 'n Christelike musiek soos wat jy ry, werk toe, hoor jy dan so 'n bietjie woord, so jy. Of gaan jy net Sondag kerk toe en jy sit op die stoep en jy hoor so 'n bietjie woord van wat van binne afkom. Of het jy daai intieme verhouding met die Here, wat jy instap en jy gaan sit by sy voete. Want ek sit daar en ek is so dankbaar om in hierdie omstandighede te kan wees, wat ek warm is, wat ek hier binne sit en ek hoef nie in hierdie koue nat buite te staan nie. En dit is hoe dit is. Iemand vra vir my hierdie week, hoe kan jy so positief bly? Of hoe is dit so maklik om net so positief te wees of altyd rustig of vrede te hê? Want ek gaan kry dit by die Here. Ek kry my vrede by die Here. Die Here sê ons moet weet dat ons afhanklik is van hom. Sonder die Here kan ek nie my dag doen nie. Sonder hom gaan ek nie vrede in hierdie dag hê nie. Sonder hom, ek kan nie tap uit 'n leë beker uit nie. Ek kan nie hitte straal, vriendelikheid straal, as ek nie self is nie. So ek moet eers my hitte, my liefde by die Here se voete gaan kry, voordat ek dit kan uitstraal. En daai prentjie was net vir my so mooi om te sien, dit is hoe ek die vrede kry in die storm. Dit is hoe ek gelukkig is, al storm dit. Want die Here sê, jy gaan deur die waters gaan, jy gaan deur die woestyn gaan, jy gaan deur die storm gaan, maar ek is by jou. So weet waar jou krag vandaan kom, weet waar jou vrede vandaan kom, en dan sal jy dit in jou storm hê. So, met hierdie, ek het die week verjaar, en met dit is altyd, almal sê vir jou, jy moet 'n geseënde jaar hê, en jy moet 'n geseënde dag hê, en daai. En so toe gaan lees ek gister so, ek was besig om Matthew te lees, Matteus, en ek lees toe hierdie raak, en dit is vir my so toe interessant. So in Matteus 5 staan daar, die werklike gelukkiges is die opskrif. So Matteus 5 vers 3 se opskrif is die werklike gelukkiges, so wanneer jy nou gelukkig wil wees, staan daar. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. So as jy weet hoe afhanklik jy van die Here is. Geseënd is die een wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Sagmoedige. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Honger en dors jy vandag na wat reg is in die oë van die Here. Geseënd is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid gewys word. Geseënd is die wat rein van hart is,
want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Die vredemakers, is jy vandag die vredemakers? Of sê jy, I'm gonna fight fire with fire? Gaan jy doen aan ander wat hulle aan jou doen? Of gaan jy die vrede maak? Gaan jy rein van hart wees vandag? Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die Here. Geseënd is jy wat vervolg word, nie die wat die meeste followers het, of die meeste vriende het, of die meeste geseënwense vir hulle verjaarsdag het, of wat ook al die geval mag wees nie. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is. So dis die Here se definisie van die werklike gelukkig is. Jy sal gelukkig wees, as jy weet waar jou hulp vandaan kom. Jy sal gelukkig wees, wanneer jy vrede, jou liefde, jou warmte, by die Here kry, wanneer jy rein van hart is, wanneer jy vredemaker is, maar die Here sê, vandag, elke dag, draw near to me and I will draw near to you. Sy, jy het elke dag 'n keuse om te maak. Ek kies vandag om nader aan die Here te beweeg. Ek kies vandag om in te gaan by die restaurant, om te gaan sit by daai hutte. Gaan ek my huis bou in daai storm daar buite in die modder, in die sand, of gaan ek my huis bou gevestig op die fondasie van God? Gaan ek my vrede kry van hom, maar jy kies, jy moet eers draw near to me, sê die Here, and I will draw near to you. Maar hy saam met jou in die storm, jou vrede, jou liefde, jou warmte, jou geluk, jou goedgesindheid, gaan jy hê, gelukkig wees in daai storm, want hy is by jou. Jy gaan geseënd wees, as jy doen wat reg is, as jy hart het wat rein is vir hom. Ek hoop julle het 'n geseënde dag.